Goeiemôre liewe vriende. Dis vandag die eerste Sondag in September. Dis lentetyd. Dis 'n opgewonde tyd vir my om te sien hoe dat alles ontlyk in nuwe lewe. En dis my gebed dat eredienste en die geleentheid om nou so na die woord te luister ook vir jou 'n lente in jou lewe sal wees. Ek het 'n baie skitterende gedeeltjie hier in Jesaja wat ek vir saam met u wil lees. Jesaja 55. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Dis wonderlik, né? Die reën val, die sneeu val, maar dit gaan nie terug nie. Maar dit beteken ook nie dat dit onverrigte sake net gemors word nie. Dit bring saad, dit bring vrug. En so sê vers 11, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. God se woord gaan net so wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie. As my woord uitgaan, is dit nie sommer gemors nie, dis nie uitgestort oor mense en dit vloei oor mense sonder dat dit verandering, verdieping, verbetering gaan bring nie. Dis wat hy sê, dit sal nie onverrigte sake uitgaan nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. En die liefde van ons Vader is so dat hy deur sy woord ook jou lewe wil verryk, jou lewe wil beskerm in hierdie moeilike tye waarin ons nou lewe. Mag jy dit ervaar, mag hierdie erediens vir jou ook so 'n belewenis wees. Want hierdie erediens is in sy naam. Dis in die naam van ons Vader, dis in die naam van Jesus. En dis in die naam van die Heilige Gees. Aan elkeen van julle, ontvang waar jy nou is, die Here se seën. Sy liefde wil hy oor jou uitstort. Hy wil jou vervul met sy volheid. Amen. Omdat ons kinders van die Here is ons nou hier by mekaar. Sit jy nou daar en jy kyk en jy luister na hierdie woord. En daarom kom ons sing dan nou hierdie lied van die Here wat my herder is. Die besuiming uit Psalm 23. Kom ons sing dit net hartlik saam. En voel me
Ja, vriende, kom ons blaai nou na 1 Petrus, die hoofstuk 4. 1 Petrus 4. Ek wil saam met jou lees van vers 12 tot 19. Dis daar nou van vers 12 tot aan die einde van die hoofstuk. 1 Petrus hoofstuk 4. Maar terwyl ons nou die Bybels oop het, kom ons buig eers in aanbidding. Ons weet, u woord keer nooit leeg terug nie. U woord gaan nie onvrugter sake uit nie. Daar is altyd resultate. Daar's altyd vrug. En daarom glo ons, Here, u sal ook nou u woord kragtig en lewend bring tot in die harte van elkeen wat hoor. Want u het dit so beskik dat die geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Daarom wil ek nou bid, laat die woorde van my mond, laat die oordeenking van ons harte vir u welgevallig wees, Here. Amen. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die gees van heerlikheid, die gees van God, op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Die tyd van die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God, en as ook ons geoordeel word. En dit is nog maar die begin. Wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ons teksvers is vers 12. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Die woord wil vanmôre vir jou en my oproep tot weersaamheid, weerbaarheid. Hy wil vir jou oproep daartoe om gereed te wees, slaggereed. Sodat wanneer moeilikheid kom, jy toegerus sal wees om staande te kan bly. Daarom sê die woord, moenie verbaas wees oor die vuurproef nie. Moenie onkant betrap word, asof dit skielik iets is wat op jou afkom wat jy nie verwag het nie. Vuurproewe is deel van die lewe. Dis niks vreemd wat met jou gebeur nie. Dis deel van die lewe. Lewe bestaan daarin dat ons sal swaar kry. Dit is 'n kopskuif wat ons sekerlik sal moet maak. Baie van ons aanvaar dit nie, verstaan dit nie. Baie geloofsgroeperinge wil dit anders vir jou probeer leer. Jesus sê in Johannes 16, hy draai nie doekies om nie.
In hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Wees daarvoor voorbereid. En daarom ons tema van vanmôre se verkondiging van God se woord. Wees voorbereid vir die lewe. Wees voorbereid vir dit wat die lewe vir jou kan opdis. En nou is die vraag, hoe berei 'n mens voor? Hoe berei jy voor om gereed te wees as swaar kry op jou pad kom? Om as dit ware oorgehaal te wees, sodat wanneer dit kom, is jy op die regte plek. Dis belangrik dat jy voorbereid sal wees op wat kom voordat dit gebeur. Want voor dit kom moet jy gereed wees, anders is dit onmoontlik. Anders is dit onmoontlik om waarvoor, wanneer dit te laat is, dan eers gereed te maak. Dan eers wakker te skrik en te probeer, soos die Engels sê, cope. Wanneer jy in die krisis is daar nie tyd om jou te probeer bewapen om sterk te wees nie. Wanneer die krisis kom, moet jy klaar weerbaar wees. En jy moet hierdie aanslag vat soos dit kom, terwyl jy is wie jy is. En daarom moet jy voorberei. Jy moet jouself opbou. Jy moet jouself fiks maak om te kan staande bly wanneer hierdie aanslag op jou kom. As jy toegerus is, dan beklee jy jouself met die regte wapenrusting. Dan kan jy weerstand bied. En eers dan sal jy op jou pos kan bly. Efesiërs 6 stel dit so mooi. Jy moet hierdie wapenrusting aantrek, jy moet op jou pos bly staan, en as die aanslag gekom het en dis verby, moet jy nog steeds op jou pos kan bly staan. Dit is die aanslag op jou en my. Dit is die aanslag waarvoor ek en jy weerbaar moet wees. Hoe? Ek vra weer hoe. Wat moet jy doen? Wat moet ek en jy as 'n lewensritme in jou hê? As 'n verantwoordelikheid. Ek bedoel, as ek nie wil siek word nie, dan gaan ek die regte medikasie en die regte pilletjies drink of kos eet om myself sterker te maak, my gestel op te bou. Wat gaan jy doen om jou geestelike gestel op te bou? Psalm 119, vers 11 is vir my 'n besondere vers. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Wanneer God se woord in my hart is, sal ek nie 'n teleurstelling wees nie. Nie vir God nie, nie vir my mense rondom my nie, nie vir myself nie. Romeine 1 sê so baie duidelik in vers 16, die woord, die evangelie woord, is 'n krag van God tot redding. Daardie woord is 'n krag tot redding in alle omstandighede. Wat die aanslag ook al mag wees, ken jy die woord en is die woord in jou hart gebere? Hebreërs 4 sê dit ook so, Hebreërs 4 vers 12, die woord is lewendig en dis kragtig, dis skerper as enige swaard met 2 snykante. Jy is dan weerbaar, daarom ook, as jy jou wil toerus met die wapenrusting van God,
is daar 'n swaard wat jy het om jouself mee te verdedig en te verweer, en dit is die woord van God. Ken jy daardie woord? 'n tweesnydende swaard, wat indring, wat diep ingaan in 'n mens se lewe. Psalm 119 vers 130. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig vir die wat nog onervare is. Iemand wat onfiks is in geestelike stabiliteit, onfiks is en nie kan staande bly wanneer die aanslag kom nie, onervare. God se woord bring lig, maar hy bring daai lig, en ek en jy moet daardie lig in ons lewe inbring, betyds. Ons moet moeite doen. Ken jy vir God as jou Vader? Sien jy vir Jesus, sodat jou oog op hom gefestig kan bly? Weet jy hoe om hom te volg? Matteus 7 het 'n verskriklike mooi beeld waarmee Jesus die bergpredikasie afsluit. Dan sê hy, elkeen wat die woorde van God wat my woord hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige mens wat sy huis op die rots gebou het. En wanneer die storm kom en met krag sy vernietigingswerk aanrig, dan bly hierdie huis staan, omdat hy op die rots gebou is. Maar as jy jou lewe wil bou, terwyl jy nie luister na God se woord nie, dan bou jy op sand. En dan sal die storm kom en jy sal vernietig word. Ek vra weer, ken jy God as jou Vader? Gaan soek jy by hom jou krag? Weet jy dat hy dit sê, dat geen mens leef van brood alleen nie? Want dis waarvoor almal jaag, is van brood, om te oorleef, om kos te hê, om versorging te hê, dalk beter is wat dit nodig is. Maar mens leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Ken jy hom? Ken jy hom as jou rots waarop jy kan bou? Het jy sy woord in jou hart gebere? Dit maak jou weerbaar. Dit maak jou sterk wanneer die winde kom en die storm kom. Ken jy vir Jesus? Hou jy steeds jou oog op hom gefestig? Dan sal jy nie koers verloor nie. Selfs nie al is hierdie wêreld hoe chaoties en in hoe groot harwar nie. Jou oog gefestig op Jesus gee vir jou rigting, sodat jy kan koers hou. Daar is mense wat so naïef is dat hulle dink, omdat ek 'n redelike verstandige mens is, omdat ek redelik selfgedissiplineerd is, omdat ek moreel ordentlik is, omdat ek 'n goeie Christen is, daarom kan daar nie regtig slegte dinge met my gebeur nie. En baie mense se elende en terugslag is nie sodanig dit wat vir hulle platslaan nie, maar die ontnugtering om te dink, wie kom met my oor? Ek verdien dit nie. Hoekom is God so regverdig dat hy dit oor my pad bring? Ek is dan so 'n goeie mens, ek probeer my bes. Ek is so getrou in my kerk toe gaan en ek wil so getrou die Here gehoorsaam. Hoor 'n bietjie weer wat sê 1 Petrus 4 vers 12.
Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie vreemd dat dit met julle gebeur nie. Selfs, en as jy daai gedeelte verder, soos ons dit gelees het, dit gebeur met gelowiges. Dit gebeur met Christene. Moenie verbaas wees as hierdie goed kom nie. Dit is deel van die lewe. Maar is jy bewapen? Is jy innerlik versterk, sodat jy kan staande bly wanneer hierdie storms kom? Verrassende ontnigtering kom, en om dit te kan hanteer, moet ek deeglik nadink oor my verhouding met Vader. Nie 'n weet van verhouding nie. Ek weet van hom nie. Ek weet sekere dinge van hom nie. Maar ken jy hom? Het jy 'n persoonlike, intieme verhouding met hom? Ja, ons mag dalk die misleidende oortuiging hê, God sal nie sulke slegte dinge laat toelaat oor goeie mense nie. As jy dit dink, wil ek jou vanmôre vir jou sê, Christus self bewys hierdie siening as verkeerd. As God, as Vader toelaat dat sy seun, perfek, volledig God, maar ook 'n perfekte, volmaakte mens, as hy so verskriklik moes ly, wat maak jou en vir my beter? Hoe kan ek dan dink dat so iets slegs vir slegte mense bedoel is, nie vir goeie mense, vir goeie Christene? Nie een van ons sal ooit so verskriklik ly soos Jesus. Nie een van ons is bestem daarvoor om verlossing te bewerk vir elkeen in wie Vader welbehae het nie. Romeine 8, vers 20 tot 23 verklaar, die skepping is aan onderwerping en verydeling onderwerp. Die skepping het verlossing nodig vanweë sy verslawing aan verganklikheid. Vers 21, vers 22 sê, hierdie wêreld sug as gevolg van al die pyn. En ook ons, sê vers 23 van Romeine 8, ook ons sug. So hierdie wêreld is siek, hierdie wêreld is vol siektes, hierdie wêreld is vol dood, hierdie wêreld is vol rampe as gevolg van die sondeval. Dit is die vloek waaraan alle mense en hierdie wêreld onderwerp is. En almal van ons sal word hierdeur geraak. Want ons is maar net nog mens. Ek wil graag nog 'n ander belangrike punt vir u voorhou. God is groot. God is oneindig groot. Hy is volgens Romeine 11 die diepte van rykdom en wysheid en kennis. Wie kan hom raad gee? Niemand kan enigstens hom eers bespeur wat is sy rede vir alles nie. Ons sal nooit alles verstaan nie. Ons verstaan nie eers mekaar nie. Ons verstaan nie eers die mens nie. Ons verstaan baie keer nie eers onsself nie. Hoe kan ons dan nou verwag dat ons hom volledig sal verstaan? Hoe kan ek en jy uitsprake maak wat sê, so is God, terwyl ons maar nog op pad is om hom te leer? Nou kyk ons in 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag sal ons hom volkome ken. As ons van hom verwag om altyd in alles totaal regverdig te wees, en hy doen dit, wie van ons
sal dan kan oorleef. En daarom is geestelike groei, is groei in Bybelkennis en in Bybelse waarhede, is volwassenheid in geestelike denke uiters noodsaaklik. Daarom is daar nodig dat daar stil tye kom, waarin ek in die binnekamer sy woord hoor, en sy woord my hart raak, en my lewe beïnvloed. Ons kan nie daarsonder bly nie. Hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 12, moenie verbaas wees oor die vuurproef, waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds nie. Tref daarom voorsorg. Sorg dat daar olie in jou kannetjie is. Dan sal die duisternis jou nie oorval nie. Sonder 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad, gaan jy struikel. En die woord sê, sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Gaan soek hom. Gaan doen dit betyds, doen dit nou, sodat jy sterker kan wees vir die tyd wanneer die aanslag kom. Dis waaroor dit gaan. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou pad vir jou gelyk maak. Amen. Here, dankie dat U ons telkens maar weer kom wakker skud, sodat ons die dinge waarop het aankom kan onderskei en die regte dinge kan begin doen. En die regte dinge weet ons is om U te soek, om U te dien, om U woord te eet, want 'n mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit U mond uitkom. Lei ons in U lig. Ons vra dit in U naam. Amen. En dan kom ons sing 'n lied. En daar's 'n ou halleluja wat gesê het, wat gaan oor hierdie lei vriendelik lig in hierdie aardse duisternis. Dis die liedboek 511. Lei ons, lei U ons lig. Kom ons sing dit saam. Ontvang nou die Here se seën en gaan leef vir hom. Gaan leef ook in jou binnekamer, verbonde aan hom. Die genade van ons Here Jesus bly met jou. Die liefde van ons Vader is vir jou.
en die begeleiding van die Heilige Gees sal altyd met jou wees. Amen.